hier bij ons. Dat is lekker om jullie hier te hebben. Hey, jou vriend, soos jy die beste? Kom, beste kans aan die wel beste. Dis waar hy sy God kan dien en sy liefde vir jou sal sien. Volg die pad van die tolbos rol en hy maak jou leer afval. As jy vry kan asemhaal, is jy hier so op dwaal. Jippie! Dis die lied van die beste en is ons beste. Die cowboys sê dit graag. Hulle sê jippie, Jippie! met 'n hoe gaan dit in 'n dag gou maar. Val ons in die pad. En as die beste jou vermaak, loop jy vriende van my reg. By Hendrik kry jy klere en bos. By Gillian speel goed sonder kos. Pretorius hang daar oorkant uit. En juffrou Kitty se skerp knip en fluit. Dina Piet En daar's ook Klaas. is die brakkers van die dotsing jippie. Ja, dis mooi, sing nou saam. Van die beste en is ons beste. Die cowboys sê dit graag. Hulle sê jippie, kom in is waar. Jippie, Met 'n hoe gaan dit in 'n dag gou maar. Val ons in die pad. Pak op 'n huis toe, ek dink is nou genoeg. In 1 Samuel 16 vers 7 sê die Bybel ons oordeel ander mense net op hulle uiterlike, terwyl die Here na mense hart kyk. En in vandag se storie leer die brakkers dat 'n mens eers iemand moet leer ken voordat jy hom goedsmoeds kan oordeel, net omdat hy anders lyk. Dit sluit toch seker nie aantreklike brakkers soos ek nie. O ja, selfs vir jou. My skoonheid is my ondergang. Dit het alles begin toe Hendrik, wat die algemene handelaar in die poskantoor besit, te besig geraak het om al die telegramme te stuur. My winkel floreer, maar ek kan nie alles doen nie. Hey Hendrik, het jy my telegram vir die belastinggader gestuur? Belle. Gillian Brakker, Ja. kom saam met O ons. my aarde, ek sal beslis iemand moet kry om my te help. Jy het ook nodig, sê jy wat van my? Dankie hoor, kom loer gerus weer in. Wat aardig dat ek iemand kry wat my kan help met hierdie telegramme. My naam is Caruso. Stop. Ek het sopas 'n kursus voltooi by die TTO Telegrafiese Tegniese Opleiding. Stop. Ek kan toe oë morsekode stuur. Stop. Soos hoop aardig kry dit reg. Ek kan dit nou nog nie doen met my oë toe nie. Bereid om enige iets te doen. Stop. Dit is nie nodig om aansoek te doen nie. Die pos is joune. Stop. Kom sommer dadelik. Stop. As jy daaraan dink om te stop, moenie stop. O my aarde, dit moet hy wees. Nou slaan my dood. Ek was seker hy sou op die trein wees. Dis tog as jy meneer Hendrik? Ja, slaan. Hallo meneer, my naam is Caruso. Ek is jou nuwe telegraafoperateur. Dankie vir jou telegram. Jammer ek's laat, maar ek het die eerste trein verpas. Ek kan nie slang aanstel nie. Almal weet slange is slegte, aardige, afskuwelike, waglike, seilende, insekdraande skelms. Ag, ekskuus tog. Dis as reg meneer, ek is gewoon daar. Wel, ek sit nou kniediep in 'n verknos. Ek baie sê jy wat sal gebeur as ek 'n slang aanstel. Ek is 'n beginselvaste mens en ek stel hoe hy's vinnig gesê. 25 woordjies 'n minuut. Slaan my mos dood. Moenie soos 'n Konstantina daar lê nie. Daai stapel telegramme gaan nie hulle self stuur nie. Wikkel jou slangboude en begin tik. Reg meneer. Hey, wag 'n bietjie. Ek hoop nie jy's 'n gevaarlike slang of so iets nie. Ek bedoel jy het nie dalk aantreklik gespierde brakkers wat 'n winkel het nie. Nee meneer, ek vra net 'n bietjie sop en 'n stukkie slaai. Dis goed om te doen. Ek's 'n vriendelike slang. Ek byt nie, ek rook nie, ek is spoeg nie, ek drink nie, ek kou nie en ek meng ook nie met diesel. Bly om te hoor. Maar ek moet jou waarsku, die mense hier rond is nie so verlig soos ek nie. Maar kan jy nie nagwerk as jy nie omgee nie, anders sien hulle jou dan. Nee, wat ek is al gewoon daaraan. Nou goed. So daardie nag het Caruso sy mou opgerol en aan die werk gespring. En soos hy gesê het, was hy 'n baie skoon en hardwerkende slang. En moenie van vandag vergeet nie, sommige van daai telegramme is selfs voor die briewe afgelewer. Alles het vir 'n hele rukkie lank goed verloop. Maar toe een aand, toe die brakkers in die bed klim en die kersse doodblaas, hoor hulle skielik in die verte iets. Wat is dit? Hey, en dis wonderbaarlik mooi. Die klomp kinders luister alweer na rock and roll. As daai slang nie ophou nie, gaan hy net my alles verongeluk. Nou, sê mense, ek maak eers môreoggend 9:00 oop. Dit is regtig baie mooi. Wie is dit wat so sing, Hendrik?
En omdat hy nie wou hê hulle moet weet hy het 'n slang aangestel nie, sê hy. Moet nou net nie dink ek het 'n slang aangestel wat kan oprus nie. Jy nou al jou varkies verloor, hè? Ons het net kom hoor wie dit is wat so sing. Wie is dit wat so sing, Hendrik? Nou, maar goed, ontspan net. Ek sê vir julle sê, ek het iemand gehuur om snags die telegramme te stuur, maar hy's baie skaam. So miskien is dit 'n goeie idee om verder van die winkel af te staan as julle na hom wil luister. Moet net nie net julle opmerk nie, en wat julle ook al doen, bly weg van die venster af. Ja, toe maar ons Ek weet nie wanneer ek laas so mooi So aand na aand het die dorpse mense na die wonderlike sang geluister. Ag, nou ja, dis nie asof ek nie ook so kan sing nie. As ek genoeg oefen, sal ek dis net dat hy, wow, 'n mens so roer, en dit wat En wanneer dit snags stil geraak het hulle doodgelukkig teruggekeer na hulle beddens. Hartseer dat dit oor was, maar baie opgewonde dat hulle dit die volgende aand weer sal kan hoor. En almal was baie bly toe Piet 'n manier ontdek wat hulle enige tyd van die dag of nag na die sang kon luister. Ek het 'n toestel uitgevind waarmee ons die wonderlike melodieë kan opneem en terugspeel op 'n stuk plastiek wat al in die ronde draai. Wow, ek is seker suits sal nooit ooit uit die mode uitgaan nie. Wat's verkeerd, Klaas? Wat gaan aan met jou? Ek kan dit nie langer uithou nie, Tina. Ek moet net uitvind wie die sanger is. Ons wil almal weet, Klaas. Ek moet gaan kyk. Hou jy kyfie, Tina? Slang! Daar's 'n slang daar binne. Wat sê jy? Maar waar is die sanger? Ek sien die sanger nêrens. Okay, weg 'n bietjie, daar's iets wat ek julle moet vertel. Vir jou ook iets vertel, daar's 'n slang binne in jou winkel. Ek weet daar's 'n slang binne in my winkel, Pretoria. Ek het hom aangestel om die telegramme te sien. In ander woorde, dis jou skuld dat die slang ons sanger verjag het, Hendrik. Kom aan, julle is ons gou maak kry ons hom dalk nog. Hulle het hom oral gesoek. Is hy daar bo by jou, Klaas? Nee, hier's niemand nie. Wat van daar onder by jou, Tina? Hy's ook nie hier nie. Julle het hom nie gekny nie, nee. Ek kon julle die moeite gespaar het as julle net na my wou luister. Skoon tog, die slangpark eienaar het ietsie in die armbeers te gooi. Ons stel nie belang in wat hy te sê het nie. Ja, en voor jy nie van daai slang daar binne ontslaa raak, stel ons ook nie belang in wat jy in jou winkel verkoop. Ja! Ek stel voor ons boikot Hendrik se winkel. Boikot! Wag! Moet ons nie eers kos koop voor ons hom boikot nie. Ons gaan mos honger word. Ja, dis slim van jou. Gaan koop gas, gaan koop gas. Baie dankie. Dankie kom weer. Dankie. En gou was daar net 4 klein en vrot komkwads oor. Ja, ek stel volgende week 'n rooi kat aan. Boikot, boikot. Nou het ek ook weer iets geleer. En sterkte met die boikot. Dankie. Sien jy nou, jou slangliefhebber? Voor jy nie van daai slang ontslaa raak, nie koop ons nooit weer by jou nie. Behalwe as jy weer van daai kaaskrulle kry, Hendrik. Ek is mal daaroor. Ons kan nie die kaaskrulle boikot nie. Mens moet tog iewers die streep trek. Ja, jy's reg. Hy moet net nog bestel. Hendrik, sal jy nog kaaskrulle laat kom? Ja, ek sal aan die slang dadelik 'n telegram stuur. Baie dankie en sê sommer vir die slang ook dankie. Maar daarna is dit uit en gedaan. Niemand sal weer by jou koop voor die slang nie hier uit is nie. Alles reg. Ag, ek is mal oor hierdie dorp. Caruso! Caruso! En dit, wat is dit? Dis Senjota van Caruso. Liewe meneer Hendrik, ek is jammer dat hulle jou winkel geboikot het oor Maar my. dis die beste ding wat nog ooit met my gebeur het. Ek is reg. En omdat ek nie wil hê jy moet nog verder seer kry nie, het ek besluit om spore te maak. Te loop. Ja, te loop, ja. Ek kan nie aanbly waar ek nie welkom is nie. Glo my. Jy weet nie hoe welkom jy is nie. Totsiens, meneer Hendrik, jou vriend Caruso. Ag, Caruso, ek het regtig gehou van jou. Naskrif, ek het regtig van jou ook gehou, meneer. Nou, jy het gekry wat jy wou hê. Ek jy van die kaaskrulle. Nee, die slang het geloop. Maar het hy onthou om die kaaskrulle te bestel voor hy weg is? Vergeet nie oor vlakste goed. Ekskuus. Daai slang was soos 'n vriend vir my. Al het ek hom misbruik en 'n groot klop geld gemaak. Ek hoop julle spul is gelukkig en tevrede met julle handewerk, want ek is nie. Die plek gaan nooit weer dieselfde wees nie. Veral nie as ek dit plasplanne vir my golfbaan bou nie. Maar julle, nou dat die nare slang weg is, sal die sanger dalk terugkom. Kry dit nou vir eers en vir altyd in julle koppe. Die sanger was die slang en die slang was die sanger. Wat probeer jy sê? Ag, vergeet dit, julle sal nog sien. Daardie aand het die brakkers weer bymekaar gekom om na die pragtige sang te luister. Hulle was oortuig daarvan dat die wonderbaarlike sanger sou terugkom nadat die slang weg was. Hulle het gewag en gewag. Maar niks het gebeur nie. En einde ten laaste het hulle besef. Vir 'n hele paar weke daarna het die brakkers sonder ophou na Caruso gesoek. Hulle wou vir hom sê hoe jammer hulle was en hom vra om weer by hulle te kom woon. Kan jy dalk Restless Los Moblia in die sing, hè? Maar Caruso kon nêrens opgespoor word nie. Vir 'n lang tyd daarna het die brakkers saans bymekaar gekom
en na Piet se opname geluister. Die opname is al wat hulle oorgehad het. Dit was so mooi. En al het niemand 'n woord gesê nie, wel, dit was ook nie nodig nie. Het almal geweet dat hulle 'n baie, baie groot fout gemaak het. Bybel sê vir ons moet mekaar aanvaar en dat deur in die beste help almal graag mekaar. Ons mag maklik vriende en hou van alle geure, want die reënboog bestaan tog uit allerhande kleure. Jippie, jy, leef in vrede en kom along, leef in vrede met mekaar, wat die Bybel sê is waar. Jippie, jy, leef in vrede en kom along, ons liefde is bedoel vir een en almal. Jippie, jy, leef in vrede en kom along, leef in vrede met mekaar, wat die Bybel sê is waar. Jippie, jy, leef in vrede en kom along, ons liefde is bedoel vir een en almal. Die Bybel sê in Spreuke 16 vers 18, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. En is beter om nederig van gees te wees. As Klaas hiervan geweet het, sou hy seker nooit gedoen het wat hy gedoen het nie. Dit het alles begin toe Klaas, Dina en Piet op Hendrik se winkel se stoep gesit en stories vertel het. Hulle gunsteling stokperdjie. En soos dit gaan, wil een altyd beter probeer wees as die ander. En Klaas het gespog met sy oulike ballondeertjies wat hy maak. Dis hy, kyk hier, julle ek het dit reg gekry. Dis 'n regtig oulik Klaas, maar wat is dit? Dis te warm. Wat lê in slaap? Wat het jy gemaak? Sommer net iets wat ek saamgeflans het terwyl jy aan jou slapende worm gewerk het. Kyk hier. Dit het 'n vleiende perd geword. Oepsie. Jammer daaroor, Klaas. Nou my perd. Wil jy 'n entjie gaan ry? Julle kan dalk 'n entjie saam met my gaan ry. Kom ons kyk. Kom ons jag resies, Piet. Ek kan nie glo dat ek dit nie kan regkry nie. Julle kan allerhande wonderlike goed met julle ballonne maak en ek kan die ding nie eers geknoop kry nie. Dit gly heeltyd. Wag 'n bietjie, ek was te haastig. Nee. Vergeet dit. Moenie sleg voel, Klaas. As jou ballon 'n bietjie langer was, sou jy dit makliker geknoop het en dit sou gehou het. Nou my perdjie. Hey, wat gaat hier op die stoep aan? As julle die ballonne gebaars het, is julle die sop, want dan het julle dit gekoop. Nooit nie, meneer Hendrik. Kom, gooi hulle weer in die sak. Nou maar goed. Hierso, meneer Hendrik. Ek is jammer, ek het die een per ongeluk gebars, meneer Hendrik. Dan moet jy dit koop. Ek kan dit mos nie nou terug in die sak sit en weer op die rak sit nie. Wag 'n bietjie, hoekom nie? Ek gooi dit in die sak. Nou goed dan. Nee, vat dit, dis kougom. Baie dankie, is dit verniet? Verniet? As jy van jou kop af, ek sal dit opskryf. Verniet. Vandag se kinders wil ook al verniet hê. Ek is niks werd nie. Ek kan niks regkry nie. Dit maak nie saak wat ek doen nie. Ek mors dit op. Jo, Dina, dis 'n lekker groot borrel. Nee, joune is beter, Piet. Nee. Sjoe, Klaas, dis die grootste kaugomborrel wat ek nog gesien het. Opa, dit gaan bars, Klaas. Dit was ongelooflik, ek kan dit nie glo nie. Dat was beslis. En wie is jy? Kwaggeltjie Kwaggelbush, tot die diens eienaar en besitter van die 3 Q extra spesiale brakke rondreisende Kameland Extravaganza. En nou goed dan, ek werk nog aan die naam. 'n Goeie idee. Jy jongman, kan met hierdie toertjie van jou die gehore laat instroom. Dink aan jouself as 'n ster. So waar? Dis wonderlik, Klaas. Jy wil nog altyd iets spesiaals en groots doen. Is dat waar, jongman? Ja, hy het al alles uitgeprobeer en amper reg gekry. Ja, eers was dit wiskunde, maar daar was te veel nommers. En toe probeer hy skilder, maar daar was net te veel kleure. En toe probeer hy op nommers skilder, maar toe beland hy in 'n inrigting. Ja, maar nou is ek gesond. Maar natuurlik, Klaas. Jep, sy hele lewe bestaan uit een missoes na die ander. Ja, toe maar, dis nou genoeg. Hy's nie doof. Ja, jongman, dis jou groot kans om die wêreld aan jou voete te hê. So, wat sê jy? Net as ek 'n persentasie van die deurverkope en 'n voordeelpakket kry. Ek sal kyk wat ek kan doen. Uitstekend. Welkom in die tent van roem, ou seun. Die wêreld is my verhoog. Joune is die kruis in die middel van die arena. Moet net nie te naby aan die mensvreter staan nie. Een van ons beste sweefstoktuurtjies het so verdwyn. Dames en here, welkom. Vir u vermaak bring ons u die wonderlike Tikkie Tea Toaster.
wat nou vir u die hele alfabet met een enkele lasso sal uitspel. En nou in Hebreeuws. Nou in Kantonees. Gebarentaal. Dink jy ek kan daarop verbeter? Wel, laat ek dit so stel. Hy sal môre aand heelwat nader aan die mensvreter tier staan, nou so. En nou vir u vermaak in die middelste arena. Betty B. Balans sal nou 300 cowboyhoedens in die lug hou, 19 hula hoepe in die ronde swaai op die punt van haar spoor balanseer met 'n vleuelklavier op die punt van haar neus. Weet jy, Oceaan, ek het nog altyd gedink daai toertjie kort iets opwindend. Nou vir ons nuutste skouspel. Klaas gaan nou vir u 'n enorme borrel blaas. Neem 'n buiging, Oceaan, dan is mal oor jou. Ek kan dit nou nog nie glo nie. Ek het my hele lewe lank gedink ek is 'n misoes, maar dit was 'n fout. Ek is 'n baie meer spesiale brakker as al die ander. Ek is 'n beroemde ster. Hey, as ek 'n ster is, behoort ek 'n paar passellas te geniet. Nou kom stel jy eise. Ek dink ek verdien dit. Soos wat? My eie kleedkamer sal Buite die kwessie. 'n ster op die deur. Dis verregaande. Die beste kougom wat 'n mens kan kry. Prakties, ja, die gougom sal ek voorsien, maar die res hoor my dooie liggaam. Jy wil tog nie vanaand kanselleer omdat ek siek is nie of Soos ek gesê het, jongman, die kleedkamer met die ster op die deur is joune. Soos jy weet, het ek 'n groot hart en ek is vrygewig. Beslis mooi, baie aantreklik. O nee, is dit 'n plooi? Sjoe, dankie tog, is net 'n skaduwee. Niks om oor hoppel te gaan nie. Ja, kom binne. En wie is julle? Maar jy ken ons. Ek is jou vriend Piet. Maar jy ken tog vir Dina ook. Dit lei nie 'n klok nie, verskoon. Ons het altyd mekaar op meneer Hendrik se stoep sit stories vertel. Dag jy vir ons lekker goed in kougom, onthou jy nie? Piet, dit was 4 dae gelede. Mens vergeet nie so maklik nie. Hoor hier. Ek wil julle nie seermaak nie, so waar. Natuurlik herken ek julle, maar 'n beroemde ster soos ek kan nie saam met julle gesien word nie. Maak dat julle wegkom. Kan jy glo dat jy so ongeskik is met ons? Jy sien die brakker wat ons geken het nie, Klaas. Sekuriteit. Dis nie nodig, jy ontspan. Ons het gehoor wat jy sê. Ons sal pad gee. Die kinders van vandag. Klaas, ek wil jou aan iemand voorstel. Ag, los my uit, ek maak gereed vir vanaand se vertoning. Maar dis eers oor 3 uur. Maar as 'n baie spesiale brakker het ek tyd nodig om te fokus. Ek weet nie wat aangaan nie, maar ek kan net nie aan my rol aankom vanaand nie. Klaas, ek wil hê jy moet uitkom en borrelblasende Bob ontmoet. En net so terloop, sy sê hy is klaar in sy rol vir vanaand. Hoe nou? Ek daag jy uit om teen my te kom borrels blaas. 3 stukkies kougom en die grootste borrel is die wenner. Ek kan doen met 'n opwarming vir die vertoning, maar kom ons maak dit interessant. Jy kan 3 stukke kougom kou en ek sal jou aanvat met 1. Kom ons maak dit regtig interessant. Ek sal 'n slegte produk. Ek sal nog 'n slegter een kou. Ek sal my mondkurk droog blaas met hierdie haardroër. En ek sal myne volmaak met sand. Hou op, al 2 van julle sit weg die haardroër en die sand. Al 2 van julle sal 3 stukke kougom kou. Die kompetisie moet regverdig wees vir die wat glo in so iets. Baie dankie. My naam is Bob. Goeienaand, ry veilig. Ekskuus, Oceaan, ek het net plek vir wenners. Jy's afgedank en jy slaan nie die tentvlap agter jou toe nie. Hallo julle.
Jy het seker gehoor ek is nie meer die beste borrelblaser in Kameland nie. Hoor hier, ek weet ek het my sleg gedra en ek was nie 'n baie goeie vriend gewees nie. Maar ek wou net jammer sê oor alles. Hi, Klaas. Ja, Het jy nie 'n lekker storie om te vertel net die een van die brakker wat groot borrels kon blaas omdat sy kop so propvol warm lug was. Is dit die een waarna hy op sy maag terugseil na sy vriende toe soos 'n slang in die gras? Ja, dis hy ja. Weer daarvan. O, Maar ons is glad nie omgee om dit weer te hoor nie. Ja, want ons hou nogal van die ou wat dit vertel. Hy kan nou wel nie meer die grootste borrels blaas nie, maar hy was nog altyd hulle vriend. En dit, meer as enigiets anders, maak hom baie spesiaal. Die Bybel sê dit duidelik, hoogmoed kom voor die val. Nederig van hart sal voor God altyd regop staan. Regop staan. Regop staan. Ry maar, maar dan gaat het smart, de trotse hart. Ry maar dan gaat het smart, de trotse hart. Ja, daar is altyd smart vir 'n trotse hart. Huh? In Jakobus 1:19 sê die Bybel vir ons: elke mens moet gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. Maar is net in 'n perfekte wêreld. Ja, Hendrik en Giljan is nou goeie vriende, maar daar was 'n tyd. Dis Hendrik se skuld. Ja, dit was 'n hartseer hoofstuk in ons lewe. Een van baie. Alles Giljan se skuld. Heer Hendrik, jy sal nooit in der ewigheid glo wat ek te vertel het nie. Wat bedoel jy? Ek kom nou net van die stasie af. O, ek sien dis alweer. Ek kom nou net daar van die stasie af. Kan niemand aan iets oorspronkliks dink nie? Nee, regtig waar, ek bedoel O, nou is dit kastig. Nee, ek bedoel dit. Ek kan jou net sê hoeveel keer ek dit. Hendrik, luister net na my. Meneer Pretorius was op die trein en by hom hoor ek iets. Jy sal dit nie glo nie. Ek weet jy het nie 'n idee wie vanmiddag by die middagkoetsie aankom. Nee, maar ek weet wanneer hy aankom. Dis meneer Giljan en hy dra glo 'n wrok vir jou saam met hom. Op by Here woord. Dis glo wat hy sê. Hoekom? Ek het niks aan hom gedoen nie. Behalwe dat ek die perd gekoop het waarvoor hy gespaar. Dit was gemeen. Dit was gemeen om sy winkel te Jy het steel. sy winkel gesteel. En sy nooit. Sjoe. Ja nee, dit was opwindende tyd. Jy dink tog nie dis hoekom my 'n wrokkie met dra Nooit nie. enigiets is seker maar moontlik. Nou wat gaan met hom aan? Kan hy nie maar vergewe en vergeet nie? Hy slaan my dronk dat iemand so laag en gemeen kan wees om vir soveel jare 'n wrok in hom rond te dra. Dis onvolwasse en kinderagtig. Ja nee, dis seker maar beter om daarvan te vergeet. Dis natuurlik wat hy wil hê ek moet doen. Maar ek gaan hom nie sy sin gee nie, want dan lyk dit nie of ek sy vergifnis waardig is. O, nou ja. Ek sal hom 'n lesie leer, want as Giljan dan sy wrok vir my kan ronddra, kan ek mos 'n wrok vir hom ook ronddra. Wat dink jy? Sjoe, kyk 'n verskietende ster. As jy jou kop af, dis 'n helder oordag. Ek weet toe maar, ek wou maar net die onderwerp verander. Jy maak my ongemaklik, meneer Hendrik. Die stop is Kamadant, die volgende stop is Kamawal en die volgende stop is Kamaberg. Dit word gevolg deur Kamastad, Kamawoud, Kamapopolos, Kamavalle, Kamahoogte en die volgende, die wonderlikste Kamavlakte, die laaste van die minste, die Kamastrand. En die retour weer klim soos volg. Kamastrand gestop in Kamavlaktes met 'n stop in Kamahoogtes. Ag, verskoon my tog. Dankie, maar ek klim hier af. 5 minute, rus stop. Ja, maar jy verstaan nie, ek het 'n kaartjie gekoop vir Kameland. Dit is waar ek woon. Nou maar reg. 10 minute, rus stop. Nee, wag, ek gaan nie verder saam met jou nie. Jy sien, ek woon nie so. En buitendien sal ek eers weer volgende jaar met vakansie kan gaan. Nou maar reg. 12 maande, rus stop. Nou ja, nog goed dan. Sien jou volgende jaar. Almal wel. Hendrik! Giljan. Het jy my boodskap gekry? Ja, ek het. En ek jou net kom waarsku, jy gaan nie daarmee wegkom nie. Wegkom met wat nie? Jy weet waarvan ek praat. Ek hoef nie langer jou mannewales te verdien nie. Ek hou jou fyn op, meneer. Hendrik, wat gaan aan met jou? Jy weer te vinnig in die ronde gedraai. En as ek het wat daarvan. Dis wat jy sê, maak sin nie. Ons weet al twee waaroor dit gaan. Sê my net weer as jy nie omgee. Ek het klaar hopeloos te veel Jy gesê. het niks gesê nie. Nou wel, dis al wat ek gaan sê. Maar jy het nog nie... Hallo, Giljan.
Ja, Ek sien jy en Hendrik het gesels. ja, as 'n mens dit gesels kan noem, Pretorius, ek dink hy is so effens deur die wind vandag. Loop 'n storie in die dorp rond dat hy 'n wrok teen jou 'n Wrok teen my? Hoekom sou Hendrik 'n wrok hê teen my? Wat het ek al ooit aan hom gedoen? Behalwe die keer toe ek hy mankoliek perd onder vals voorwendsels aan hom verkwansel het. Dis baie gemeen. Dit was meer gemeen om die winkel aan hom af te smeer. Die plek sal nooit 'n penny maak nie, behalwe natuurlik as daar 'n boikot is. Die winkel het hom afgesmeer. En hierdie kroeskop vrou waarvan ek nie ontslae kon raak. Wat van die skropvrou? Kon jy nie van die skropvrou ontslaa raak nie? Hoekom doen jy wat ek doen nie? Ek trek. Dis hoe ek van my tuinier ontslae geraak. 'n Tuinier is pudding. En Jan regmaak is die moeilikste. Ek moes vorige ek is dood 2 keer. Hy het geglo aanhouer wen. Ja, hulle is die ergste. Maar hy het totaal opgegooi en 'n speelgoedfabriek begin. Wag net so bietjie. Ek was tog Jan regmaak. Pretorius, jy lewe. Die eintlik nie. Pretorius, staan tog op. Ek weet jy's nie reg dood nie. Ja, ek is nie Pretorius nie. Ek is sy broer, Pistorius. Ek les hom net so 'n bietjie die son en brein te word. Wel, jy lyk nogal soos Pretorius. Mag hy rus en vrede slag. Lekker brein. Dankie. Hey, Pistorius, miskien is dit waaroor Hendrik nog steeds vir my kwaad is. Nee, geef my sonbrandolie. Het hy nog nooit van vergewe en vergeet gehoor nie? Vat so. Maar as dit is wat hy wil hê, sal ek hom seker 'n les moet leer. Ek is net so goed met 'n wrok soos enigiemand anders. Wag 'n bietjie. En wat van my? Ekskuus, dan is daar 3 van ons betrokke. Nie bedoel om jou as prins uit te laat. Ja, maar wat ek het klaar af vergeet. Jy het die vaagste manel wat hier aangaan nie, né? Nee, Hendrik, Gillian was er net hier gewees. Ja, ek weet. Ek het elke woord gehoor wat hy gesê het. Hy het my gesoek en hy het my gekry. Die enigste manier hoe ons hierdie ding kan opklaar is om dit uit te beklei. Of dit uit te praat. Nou goed dan dit ook, ja. Of jy kan vergewe en vergeet. Nou goed dan, dis nog 'n Of moontlikheid. jy kan dit uitbeklei. Goed dan is nog 'n moontlikheid. Hoe ek hou van daai laaste voorstel, Pistorius. En jammer om te hoor van jou broer. Mag hy in vrede slaap. Ek hoop die einde was vandag. Dit was. Luister, loop sê jy vir Gillian om my 12 uur hier in die straat te kry. Nou, of mag ek nog 'n bietjie lê? Nou. Nou maar goed dan. Gillian! Hendrik sê jy moet op die 12de in die straat ontmoet. Hoe nou? Wie sê vir hom ek het in die 12de iets anders om te doen nie? Loop sê jy vir hom die 30ste is beter. Nou of later? Kry net koers. Nou maar reg. Hendrik, Gillian sê hy het niks anders te doen voor die 30ste nie. Maar miskien het hy 12 uur op die 30ste gesê. Nou, sover is ek nog 12 uur en 12:30 beskikbaar. Maar as hy nie 12:30 opdaag nie, is dit verby. 12:31 het ek 'n afspraak by die tandarts. Dan is ek weer beskikbaar op die 14de of 1:45, maar dan is die helfte van die dag al verby. So loop sê jy vir hom, dis of 12 uur die middag of nooit nie. Ek maak so. Gillian, Hendrik sê, dis vanmiddag 12 uur of nooit nie. Nou goed, dit pas my uitstekend. 12 uur vanmiddag. En toe, op 'n bewolkte dag in Maart, staan die twee om 4:17 die middag teenoor mekaar in die straat. Ten spyte van die erns van die saak was daar 'n feestelike atmosfeer in die lug. Nou maar goed, Gillian. Nou is dit net ek. Hop, luister. Waar verwag jy, Hendrik? Dit is nou of nooit. Swaai jou dansmaat om en om. Ruk en pluk aan mekaar stom. Dan die tak. Los mekaar. Buig weer dansmaat. Hou op. Maak julle weg. Kom in die straat uit. Dis ons konfrontasie. Konfrontasie? Ek dink dis 'n danserasie. Maak julle weg van. Nou maar goed, Gillian. Nou is dit net ek en jy. Rug julle twee, buig vir mekaar. Ja, nou goed dan as jy so sê. Maak dat jy wegkom, Pistorius. En nou, Gillian, kry jy te doen met my. Dag sê meneer. En met die sheriff. Die sheriff? Maar nie ons probeer stop nie, sheriff. Ons twee gaan nie dink dis aan ons vandag finaal opstaan. Voor julle dit doen, wil ek net iets sê. Jy het gehoor Gillian kom daai dag met die koets hier aan en het 'n wrok wat hy saam met hom dra. Wat? Hoe jy dit geweet? Maar Gillian, toe jy met die koets hier aangekom het jy nie 'n wrok saam met jou gedra nie, né? Nee, moet jy geweet. Wat het jy saam met jou gedra? Wel, bagasie. Ja, en? My hoed. Ja, en? En Hendrik se blok sjokolade. 'n Blok sjokolade vir Hendrik. Dit was dus nie 'n wrok nie, Gillian, maar presies wat was dit? Bagasie. My hoed. 'n Blok sjokolade. Die blok sjokolade vir Hendrik. En nie so haastig nie, sheriff, wat jy van my sê, daar is geen sprake van 'n wrok nie. Heeltemal reg. Wat nou? Hoe waarde wie dit? Jy vergeet ek is al 10 jaar lank sheriff in die dorp en dit gebeur elke jaar van toe af. Gillian kom die poskoets terug van vakansie af met 'n blok sjokolade vir jou en jy dink hy dra 'n wrok saam met hom.
Of jy's met die helm gebore of jy's net baie slim. Ek glo nie en dit is nie belangrik nie, maar ja, ek is seker slim. Die sheriff voor my was 20 jaar lank hier en ek het dit by hom gehoor. En die sheriff voor hom was nou wel 'n potplant, maar dit het toe al gebeur. Om die waarheid te sê, daar is hier 'n dooie klippie of 'n saliebos of 'n deurknop in hierdie ganse streek wat nog nie vir julle jaarlikse te mekaar spul gehoor het nie. Behalwe vir die twee van julle en Pretoria natuurlik. Mag Rustig, wag so 'n bietjie. Ek het die blok sjokolade vir Hendrik by my gehad, maar as ek reg onthou, het ek ook nog my hoed gehad. Gee my krag. Wel, sien julle volgende jaar, meneer. En almal het daardie dag weer 'n belangrike les geleer. Dis beter om goed te luister en nie so vinnig kwaad te raak nie. Nou verstaan ek dit. Wrok klink baie na sjokolade. Wel, nie almal nie. Liefde is groter as die lig voor die weste. Liefde maak die kamers om die beste. Liefde kan 'n woestynboom laat groei, maar is God wat weer die liefde laat opbloei. Maar is God wat weer die liefde laat opbloei. En liefde luister daarom eers voordat dit kwaad raak. Is so waar? Ja. Liefde hou nie 'n wrok teen iemand as dit seer maak. O ja? Dis jou van. Nee, man, die voordeel van die twyfel, ja. Jy moet vergeet dis wat liefde vra. Dit is wat God van almal vra. Om nou te van 'n klei is 'n mors van asem en sing en dans vir die siele bals. So chingering chang laat die voel maar raad. So almal kry kans om stoom af te blaas. So gryp jou hoed en nekdoek laat ons in die pad val. Maar dis 'n besig. Ons sal suid en noord sing en sommer oral. Wat ons lank besig te hou. As jy ander mense al soms vergeef, kan jy met liefde op die pad leef. Cowboys gryp 'n hoed en val in die pad. As jy ander mense al soms vergeef, kan jy met liefde op die pad leef. Cowboys gryp 'n hoed en nekdoek. Cowboys gryp 'n hoed en 'n nekdoek. Cowboys laat ons in die pad val. Jy weet, ek dink hy liedjie was op jou gemat. Nee, op jou. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, prendo prontissimo sopra il fulmine, sono il fattorio della città, della città, della città, della città, della città. Alle fortuna, non mancherò. Sono il patrono della città, sono il patrono della città, della città, della città, della città.